Vriende, julle kan die Bybels oopmaak by Matteus 13, vers 44 tot 50. Ek het nou agtergekom, ek hou nou nogal so 'n bietjie boek van die tekste wat ek gebruik. En ek kom agter dat 90% van die tekste waaroor ek preek uit Matteus kom. Julle kan maar 'n bietjie gaan kyk. Matteus speel 'n ongelooflike rol in my verstaan van kerkwees. Sien, ek wil sommer net as 'n inleiding vir julle vertel, Matteus skryf vir 'n klompie gelowiges in 'n dorpie met die naam Antiochië in Klein-Asië. Nou, Antiochië is 'n interessante plek, want in Antiochië, lees ons in Handelinge 11, is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. Baie interessant. Voor dit is die Christene geken by die naam van mense van die weg. Mense van die weg. Die woordjie synode beteken ook mense van die weg. Net so vir interessant. Synhodos, die Griekse woorde. Saam pad. Saam op pad. So die Christene was eers geken as mense wat op weg was, op Christus se weg was, wat Christus as die weg van hulle lewe gehad het. Die ouens in Matteus in Antiochië was 'n besondere groepie Christene. Hulle was ouens wat met absolute oortuiging die geloof wat hulle bely het uitgeleef het. So word daar vir ons vertel byvoorbeeld dat toe daar in hierdie groter stede in die antieke tyd het daar baie keer allerhande peste uitgebreek en dan het dit sommer 'n groot deel van die inwoners van daai stad doodgemaak. Amper soos COVID, hier in die paar jaar terug gebeur het. Maar die interessante ding was, selfs die dokters het gevlug, selfs die wat verpleging gedoen het gevlug, maar die Christene het agtergebly. Die Christene, lees ons, het die siekes versorg. Hulle het die risiko geneem om hulle eie lewe op die spel te plaas om die wat siek was te versorg. Van hulle het gesterf, maar daar het 'n wonderwerk ook gebeur. Baie van hulle het 'n immuniteit teen hierdie siekte baie keer opgebou, omdat hulle so dikwels daarmee in kontak was. En dan het hulle ouens gehelp om gesond te word, en as hulle gesond was, het hierdie heidene vir wie hulle wat versorg is, na die Christene gekyk en gesê, julle God is groter as ons God. Want kyk, hy hou julle gesond. En daarom het Matteus vir my so ongelooflike betekenis, want as 'n ou hierdie agtergrond ken, dan verstaan 'n ou iets ook van Matteus. Die heel eerste biskop in die wêreld was 'n biskop in Antiochië gewees, Polycarpus. Polycarpus is op die brandstapel verbrand. En toe hulle hom op die brandstapel sit, het hulle die hele tyd vir hom gesê, hy moet Jesus verloon, en hy het gesê nee. Hulle wou hom vasmaak, en hy het gesê nee. Hulle wou hom blinddoek, en hy het gesê nee. En so het hy gesterf vir Jesus. Kom ons lees Matteus 13, vers 44 tot 50. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat
wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerhande soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies, en hulle sal in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Net tot daar. Dit soms so 'n paar storieetjies vanoggend wat ek wil deel, wat vir ons hierdie teks dalk 'n bietjie gaan oopmaak. Ek het 'n kriek daar. Julle sal seker wonder, wat het 'n kriek met hierdie teks te doen? Maar julle sal weldra hoor. Ek hoop as julle ooit weer 'n kriek sien, sal julle onthou wat vandag gesê is. Daar was 'n seentjie in 'n klas gewees by 'n skool. En die meneer het die heeltyd 'n klompie vrae gevra, en een van die vrae was: wat sou jy graag wou hê in jou lewe? En dan sou die een kind sê, maar ek wil 'n nuwe groot trok hê waarmee ek kan speel. En die dogtertjie het gesê, sy soek hierdie duur Barbie pop, sy wil dit hê. En nog een het iets anders gesê, en nog een het 'n ander ding gesê. Toe kom die onderwyser by hierdie een seentjie uit, altyd stil in die klas. Hy vra vir hom, maar wat sou jy wou hê? Sy antwoord was verrassend. Hy het gesê, al wat ek wil hê is 'n ja. Vreemd, né? Maar dink 'n bietjie daaroor. Sy grootste begeerte is om een keer in sy lewe die woordjie ja te hoor. En tot op daai punt het hy net een woord altyd gehoor. Nee, nee, nee. As ek vanoggend vir jou moes vra, wat is die een ding wat jy die heel graagste in jou lewe wil hê? Ek wil amper sê, waarvoor jy jou 2 voortande sal gee. Wat is dit wat jy alles voor sal prys gee, sodat jy daai een enkele ding kan kry? Wat is dit? Dink 'n bietjie. In 'n sekere sin is dit presies waaroor ons teks gaan vandag. Dit gaan daaroor dat in kort dat hier vir ons gesê word dat daar 2 mense was wat bereid was om alles prys te gee om een ding in hulle lewe te kry.
Ek het 'n tweede verhaaltjie wat met die kriek te doen het, wat ek ook graag wil vertel. 'n Ou het daar uit die Amazone woud uitgekom en hy beland daar in New York stad. Kan julle dit voorstel? Saam met 'n vriend van hom. En hulle loop daar deur die strate en hierdie ou se mond hang net oop as hy hierdie groot geboue sien en hy raak skoon benoud en bang vir al die karre wat heen en weer ry en al die mense wat om hom is. Maar skielik gaan staan hy en hy luister. En hy sê vir sy vriend, hoor jy die kriek? En sy vriend kyk na hom en sê, maar jy's laf man, hier's nie 'n kriek nie, ek hoor niks. Hy sê, hoor jy die kriek? En hy begin loop. En daar kom hy by 'n blombak uit. En hy kyk so tussen en daar haal hy die kriek uit. Tussen al die geraas van die stad, van die karre en die mense en die dinge wat daar gebeur het hierdie man wat uit die Amazone woud kom, een enkele kriek gehoor. En die rede? Sy ore was ingestel op die geluide van die oerwoud. Sy ore het nog nie gewoond geraak aan al die geraas om hom nie, terwyl sy vriend wat in die stad woon, gewoond geraak het aan al hierdie geraas en glad nie meer die kriek gehoor het nie. Glad nie meer die krieke gehoor het nie. En dit is 'n belangrike storie om net so 'n bietjie in die agterkop te bære, want dit gaan 'n belangrike rol speel in hoe ons hierdie teks uiteindelik dan ook verstaan vanoggend. Ek wonder, ek het net oor die vraag gevra, wat wil jy die graagste hê? Ek gaan nie vra nie dat julle sê nie, maar het enige een van julle gesê julle wil baie graag die koninkryk van God hê? Of was dit iets anders? Jy kan maar net eerlik wees met jouself. Dit is baie maklik om al die ander goed hier om ons eerder te wil hê as die koninkryk. En wat kan ek daarmee maak? Sal ons sê. Daar word vir ons 3 gelykenisse gegee in hierdie teks. 3 pragtige gelykenisse. En as ons sommer so op die oog af kyk, dan lyk hulle vir ons baie dieselfde. En 'n ou wonder, hoekom Matteus nou, of Jesus nou in hierdie gedeelte, 2 gelykenisse, die eerste 2 vertel, en eintlik sê hy maar dieselfde ding. Maar as ons 'n bietjie dieper luister, soos daai ou uit die oerwoud in die stad, sal ons dalk die kriek hoor tussen al die ander geraas. So kom ons praat oor hierdie 2 gelykenisse. Maar eers dink ek is daar 'n woordjie belangrik genoeg dat ons dit net onder die knie kry, dat ons 'n greep op hom kry. En dis die woordjie koninkryk. Want sien, ons het 'n prentjie van 'n koninkryk. Ek weet Karika is mal oor die koningshuis in Engeland. Ek wil enige iets wat wys daaroor kyk sy. Die pragt en die praal en al die goeders wat daarmee saamgaan. Baie keer is dit die prentjie van 'n koninkryk wat ons het, 'n koning, 'n heerser, iemand wat in beheer is en oor ander mense regeer. Ons dink aan 'n koninkryk as 'n plek. Groot-Brittanje, Zululand. Ons dink baie keer so oor 'n koninkryk. Maar die koninkryk van die hemel, of die koninkryk van God, soos wat Markus dit noem, is nie dieselfde as die prentjie wat ons baie keer van 'n koninkryk het nie. Hierdie koninkryk het nie 'n plek nie.
Dis nie beperk net tot Suid-Afrika nie. Dis nie net beperk tot hierdie gebou nie. Hierdie koninkryk is in die hemel en op die aarde. Hy is oral waar Jesus is. In Lukas 17 en Matteus 4 word daar vir ons gesê dat die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel, dieselfde ding, naby gekom het. En as hulle sê hy het naby gekom, dan sê die Bybel eintlik daarmee, daar waar jy Jesus sien, daar het die koninkryk deurgebreek. Hy is 'n vergestalting van die koninkryk. En oral waar hy gaan, en waar hy wonderwerke doen, breek iets van die koninkryk deur. Oral waar hy gesprekke het met mense, en daar 'n verandering kom in hulle lewe, daar breek die koninkryk van God deur. Jesus is die koninkryk. Koninkryk is nie 'n plek nie, dis 'n persoon. En in hierdie koninkryk waar Jesus die koninkryk is, word daar van ons gevra om in 'n intieme liefdesverhouding met hom te leef. Elke liewe dag. Die koninkryk is ook nie iets wat eers weer gaan aanbreek wanneer Jesus terugkeer na hierdie aarde toe nie. Die koninkryk is hier en nou reeds by ons. Daar waar ons Jesus bely, daar waar ons uitgaan en vir mense vertel van die Here Jesus en mense se lewens omdraai en verander, daar breek die koninkryk van God deur. Daar waar mense bereid is om hulle hele lewe prys te gee, daar kom iets van die koninkryk deur, wanneer dit ter wille van Christus is. En kom ek sê dit ook vir u vriende, die koninkryk is baie groter as die kerk. Ons het partykeer die geneigtheid om baie klein te dink van die koninkryk van God. Ons wil dit uiteindelik baie keer reduseer tot hierdie gemeente of tot hierdie geloofsdenominasie. Nee, dit werk nie so nie. Ons is maar net 'n klein deeltjie van die groter koninkryk van God. Ons is maar net hier op aarde 'n vergestalting van die koninkryk van God. Wanneer ons hier in gehoorsaamheid en in toewyding aan Jesus elke dag leef. Ons het dit gesing net. Matteus 6 vers 33. Die heel belangrikste, sê Matteus, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal julle alles anders ontvang. En Jesus het hierdie teks, toe hy hier was, uitgeleef, prakties elke dag, oral waar hy iets van God se liefde betoon het geregtigheid deurgebreek, het die koninkryk gekom. Daar waar hy met randfigure te doene was, waar hy saam met sondaars en tollenaars geëet het, daar het die koninkryk deurgebreek. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie 3 gelykenisse. Die eerste 2 heel eerste. Die eerste ene is die een van die saailand. Hierdie is altyd vir my fascinerende ene, want jy sien, die ou wat in die land werk is eintlik maar 'n dagloner. Hy is eintlik maar soos 'n slaaf. Nou gaan hy en hy is besig om die grond gereed te maak sodat daar geplant kan word.
En dan kom hy af op 'n skat. Nou dit sou nie vreemd wees vir daardie tyd nie. Want mense het die gewoonte gehad om hulle kosbaarste goed in 'n gat in die grond te gaan begrawe en dit daar te los, sodat dit veilig is waar niemand dit kan sien nie. En dan sou hulle dit, as hulle dit nodig het, gaan uithaal en gebruik, of as hulle trek, dit gaan uithaal en gebruik. Maar soms het dit gebeur dat hulle dit vergeet het, waar hulle dit begrawe het, of hulle dood gegaan, en dan het dit in die grond gebly. Nou is hierdie ou, hy werk vir die eienaar wat hierdie grond het. Nou grawe hy hierdie skat uit. As hy die skat uitgrawe, moet hy dit gaan gee vir sy eienaar. Hy doen iets anders. Het ou sou amper kon sê, hy is 'n bietjie oneerlik. Maar dis nie hoe dit gewerk het in daardie tyd nie. Hy sit dit weer in die grond, en hy gaan en hy doen 'n ongelooflike ding. Hy verkoop alles wat hy het. Alles, want daardie skat is vir hom so ongelooflik belangrik, dat hy dit moet hê. En hy gaan koop die grond. Interessant in hierdie gelykenis is dat dit per ongeluk was dat hy hierdie skat gevind het. En so werk dit partykeer ook met die koninkryk van God. Dat mense per ongeluk die koninkryk van God ontdek, vir Jesus ontdek. Dat hulle nooit daarvoor gesoek het nie, nooit daarvoor gevra het nie. En in 'n oomblik gebeur daar iets wat hulle by Jesus uitbring. En dit verander hulle lewe onomkeerbaar, radikaal. Tweede ene is die een van die parel. Hier het ons 'n ou wat parels koop, en hy gaan koop en hy soek sy parels. En weer 'n keer kry ons die idee, hy vind 'n parel wat so kosbaar is dat hy moet hom hê. Met sy hele wese moet hy hierdie parel hê. En weer eens sien ons, hy verkoop alles. Gee alles prys wat hy het, om hierdie een parel te kry. Anders as die eerste gelykenis, lees ons in die tweede gelykenis, dat hierdie ou wat die parel gesoek het, intentioneel daarna gesoek het. En so is daar ook mense tussen ons, elke dag by die werk, waar ons ook al kom, wat partykeer op 'n baie vreemde manier of saggies sou vra, wie is Jesus? Hoekom gaan jy kerk toe? Wat is so oulik daaraan om Bybel te lees? Of wat ook al dit mag wees. Soekende mense. Daar's baie tussen ons. Beide van hierdie voorstellings van hoe belangrik die koninkryk is, wil vir ons 'n paar goed sê oor die koninkryk. Die koninkryk is bo alles in hierdie wêreld die heel belangrikste wat ons ooit kan hê. Ons kan sonder die koninkryk nie klaarkom nie. En ons moet bereid wees om altyd alles, selfs ons lewe, vir die koninkryk prys te gee. Maar ons leef in 'n wêreld, vriende, wat soos New York so groot stad is, met baie geraas. En ons hoor nie meer altyd die krieke nie. Ons hoor nie meer altyd die influistering van God in ons lewe nie. Jesus se koninkryk gaan nie oor mag nie, gaan nie oor pragt en praal nie.
As jy in daai plekke gaan soek vir die koninkryk van God, gaan jy hom elke keer mis. Elke keer. Jy gaan die koninkryk vind daar by die eenvoudiges, daar by die nederiges, daar by die randfigure in ons samelewing. Ons sien dit in Jesus se hele lewe. Sy geboorte was in 'n stal. Hy gaan eet saam met Saggeus, 'n sondenaar en 'n tollenaar. Hy hou hom op met dames wat swak sedes gehad het. Hy sterf soos 'n sondaar aan 'n kruis en word gekroon as koning met 'n doringkroon. Ek kan vir jou waarborg, die oomblik wat jy en ek die koninkryk van God as skat vind, sal dit lewensveranderend wees. Transformerend. Gaan kyk na Paulus, van vervolger tot die grootste sendeling ooit. Kyk na die disippels. Gaan kyk byvoorbeeld wat in Iran aangaan. Iran is die land met die grootste groei in die Christendom wat daar is op die oomblik. Gaan kyk wat gaan aan in Nigerië, waar ouens bereid is om hulle lewensprys te gee. Omdat hulle die koninkryk van God ontdek. Omdat hulle tussen al die geraas van geweld die kriek gehoor het. Vriende, die genade van God is verniet. Maar die genade van God is nooit goedkoop nie. Sien wanneer ons God se genade ontvang, vra dit uiteindelik absolute toewyding. Ek het altyd 'n gesegde dat die Engelse praat van curiosity killed the cat. Nee. Ek sê nee. Mediocrity killed the cat. Doelende middelmatigheid. Jy is of vir Jesus, of jy is teen Jesus. As jy die koninkryk van God as 'n skat vind, word jy radikaal, onherroepelik verander. Daar's 'n waarskuwing ook in hierdie teks, want dis waar die derde gelykenis inkom. Dis 'n treknet. So wat hulle gedoen het, 2 skepe sou uitgaan in die see in, en dan sou hulle net tussen mekaar sit, en dan terugkom wal toe deur hierdie net deur die see te trek en so die vis binne in die net te vang. As hulle dan op die land gekom het, het hulle die vis uitgesorteer. Daar was baie keer 'n klomp gemorsel tussen. Hout, wie weet wat. Wat hierdie gelykenis vir ons wil sê, is dat daar kom 'n tyd wanneer God 'n keuse gaan maak. Gebaseer op die feit of jy en ek met absolute toewyding, met alles in ons, die koninkryk in ons lewe gesoek het. Het ons tussen al die geraas van hierdie lewe, het ons die kriek gehoor.
Jesus nooi elke een van ons uit vanoggend, vriende, om ore te ontwikkel, wat die krieke hoor, koninkryk hoor, die fluistering van God in ons ore hoor. Soek allereers die koninkryk van God en alles anders sal hy vir ons gee. Amen. Ek vra dat Mia hier voorkom staan. Mia, ek gaan net aan jou 'n klompie vrae stel vanoggend. Die preek is eintlik die formulier. Uiteindelik is die groot vraag wat ek eintlik aan jou wil vra vanoggend. Hoe belangrik is God se koninkryk vir jou? Is jy bereid om te midde van al die geraas in hierdie wêreld, van al die goed wat ook belangrik mag klink en lyk in jou lewe, uiteindelik te sê die heel belangrikste is die koninkryk van God. En ek is bereid om alles op die spel te plaas, om Jesus myne te maak. Die vraag is jy bereid om jou ore so te train, wil ek amper sê, so te leer, dat jy die krieke sal hoor, en nie die geraas om jou nie. So hier kom die vraag in die formulier dan nou. In die Bybel, Mia, leer ons dat ons as mense sondaars is. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons van hierdie sonde verlos kan word deur ons geloof in Jesus Christus, en dat ons dan nuwe mense is. Glo jy dat die Bybel die waarheid is, en dat Jesus Christus die enigste verlosser is, deur wie ons die nuwe lewe kan kry? Beloof jy tweedens, om deur God se genade vir die res van jou lewe getrou te wees aan die belydenis wat jy vandag aflê? En sal jy alle leringe wat nie met die Bybel ooreenstem stem nie, verwerp? Derdens, het jy vir Jesus Christus gekies as jou persoonlike verlosser, en het jy hom lief? Beloof jy om hom te dien en om nie skaam te wees om dit voor ander mense te sê nie? Beloof jy om deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, sodat jou eie geloof nie net sal groei nie, maar jy ook Christus se liefde met ander kan deel? Laastens, onderneem jy saam met die ander gelowiges van die gemeente om vir mekaar om te gee en te sorg en ook te help, dat ons die eer van God sal beskerm? Hoe antwoord jy? Goed, pragtig. Liewe Mia, jy moet alles in jou vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat jy die ewige lewe as prys kan kry. Liewe gemeente, ontvang vir Mia vandag as deel van ons gemeente. Sien om na haar, sorg vir haar, bid vir haar, moedig haar aan en leef in liefde met haar saam,
sodat God se naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra word. Julle is lede van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur julle lewe as heilige offers vir hom te gee. Kom ons bid saam. Here, ek bid vanmôre vir Mia. Ek bid, Here, dat sy deur die lewe sal gaan en groei in haar liefde en verhouding met U. Dat te midde van al die goed wat ook in haar lewe gebeur en gaan gebeur, sy die kriek by wyse van Spreuke sal hoor, in plaas van die geraas. Dat die heel belangrikste wat sy ooit in hierdie lewe sou wil hê, U koninkryk, U self sal bly en wees. Seën haar familie. Mag hulle U liefde, U sorg en U trou in alles beleef. Amen. Ek vra dat Morney saam met my en die gesin kan ook vorentoe kom, 'n handdruk vir Mia sal gee. Jy kan maar hierbo kom staan en dan kyk ons maar na die gemeente, kan hulle jou daar mooi sien. Nee, ek dink dis daarmee beter kant hierdie, nee. Ja, sy Mia, baie geluk en baie sterkte. Dit is lekker om jou in die belydensklas te kon hê. Daar's 'n kaartjie, dis ook maar so 'n persentjie oor leierskap. Baie geluk. Mooi. Julle kan trots wees op julle kind. Geluk met jou sussie. Ja, een van die dae is dit jou beurt. Baie geluk ook. Seën vir julle. Kom ons sing vir hulle, laat Heer U seën op hul dag. Laat Heer U seën op hul dag. U guns uit Sion hul bestraal. U wat beveel en dit geskied.